Die Bybel is vol stories van God. Dis wonderlike stories. Daar's ook 'n klomp wonderwerke. Ons het in die afgelope paar weke gekyk na 'n hele paar wonderwerke wat God gedoen het. Elke keer as ek van 'n wonderwerk hoor, dan herinner dit my daaraan dat God enigiets kan doen. Vir God is niks onmoontlik nie. Vandag kyk ons na nog 'n wonderwerk wat God gedoen het. Vandag se eksperiment herinner my en jou om ons oë altyd op Jesus te hou. Kom ons spring sommer dadelik in en ontdek nog iets van God se wonderlike werk. Welkom by hierdie week se eksperiment. Ons gaan kyk na verskillende goed wat ons hierin gaan gooi en ons gaan kyk of dit sink en of dit dryf. Is julle reg? Hier gaan ons. Die eerste ding wat ons na gaan kyk is 'n liniaal. Ek seker daarvan elkeen van julle gebruik elke dag een by die skool. Wat dink julle? Dink jy hy gaan sink of dink jy hy gaan dryf? Kom ons kyk. Lyk vir my of hy dryf. Die volgende ding wat ons nou gaan kyk is hierdie polystyreen balletjie. Ek is seker daarvan jy het nog nooit so groot polystyreen balletjie gesien nie. Ek wonder, sink of dryf? Dryf. Kom ons kyk. Hy dryf vir die eerste span. Nou kom ons op 'n baie interessante plek want ons het stroop hierso. Die bottel voel vir my swaar, maar kom ons kyk wat gebeur of dit in water sink of dryf. Kom ons kyk. Ooh, dit maak sulke snaakse goue goedjies hieronder. Julle kan nou dalk nie sien nie, maar dit het definitief gesink. Nou kom ons by speelkaarte. Sink of dryf, wat dink julle? Dryf. Ok, ek gaan hulle so ingooi dat hulle so op hulle kante val. Pap! Hulle sink! Ek het nie gedink hulle gaan sink nie. Ja, hulle sink definitief. Volgende het ons 'n sleutelhouer. Ek wonder wie van julle papas of mamas het direk almal sleutelhouers. Sleutelhouer is nogal 'n harde ding. Ek dink hy gaan sink. Wat dink julle? Sink soos 'n klip, maar dit is 'n sleutelhouer. Maar hy sink. Okay. 'n groot pyperklip. Sjoe. Ek dink hy gaan ook sink, maar kom ons kyk, miskien kan hy dryf. Ek gaan ons so insit. Kom ons kyk. Sink met botteltjies. Dit is 'n ernstige sink daai, maats. Watta voel vir my baie so spons. Jy kan tot 'n baard maak as jy wil, maar vandag gaan ons kyk of dit sink en of dit dryf. Wat dink julle? Dryf. Okay, kom ons sit hom. Hy dryf vir nou, maar maats, kyk daar. Hy is besig om te sink. Wat is sink? Wie sou dit kon raai? Een ding wat julle nooit ooit seker gebruik nie, né? Julle ken nie, weet nie wat hierdie is nie. Dis 'n kruit. Ek grap somme. 'n Kruit. Hy voel lig, maar as wat is sink, wonder wat sal 'n kruit doen? Sink of dryf? Wat sê julle? Dryf. Sink. Hy dryf. 'n Kruit dryf. Dit is so interessant. Ek het nie gedink hy gaan dryf nie. 'n wasgoed pennetjie. Is van hout gemaak, maar hier in die middel het dit 'n stukkie yster. Sink of dryf, maat, wat dink julle? Dryf. Sink, dryf, kom ons kyk. Ja, sink. Nee, hy dryf. Baie gemaklik. Hierdie wasgoed pennetjie hou van dryf. Hierdie goeters gebruik ons baie as ons craft of goetertjies maak, nê. Dit word genoem 'n bottle brush, as ek dit reg het. Maar dit is 'n dun draadjie wat sulke klomp wolgoedjies omgedraai het. So dit kan sink of dit kan dryf. Moeilik om te raai, maar wat dink julle? Sink of dryf? Dryf, kom ons kyk. Soos die watte, dit mislei ons. Eers dryf dit, dan sink dit. So wat doen dit dan nou eintlik? Wel, uitgesink.
Nou is ons klaar. Ons kan sien dat sommige goeters dryf en ander goeters sink en ander goeters wat jy dink gaan dryf, eintlik sink. En dis die eksperiment. Hierdie eksperiment kan ons help om vandag se ware verhaal uit die Bybel te onthou. Daar was 'n keer wat Jesus op die water na sy disippels toe geloop het. Amazing, né? Hy het nie gesink nie. Petrus, dis mos een van die disippels, wou ook saam met Jesus op water loop. Hy klim toe uit die bootjie uit en begin tree vir tree loop na Jesus toe. Kan julle dit indink? Ek wonder hoe dit gevoel. Sy hart het seker teen 'n woeste spoed geklop. Maar toe Petrus sy oë van Jesus afhaal en na die water en golwe om hom kyk, toe begin hy sink. Jesus het onmiddellik sy hand uitgesteek en hom gegryp. Jou geloof is maar bitter klein, sê Jesus vir hom. Waarom vertrou jy my nie? Vandag dink ons saam oor wat dit beteken om Jesus te vertrou en te bly glo dat enigiets moontlik is vir hom, selfs al is dinge rondom ons groot, moeilik of skerry. Luister saam wat sê die Bybel oor geloof. Kom ons lees saam. Wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, waar sal maak. Het jy al gedink daaroor dat die krag van jou geloof nie noodwendig lê in hoe hard en sterk jy glo nie, maar in die persoon in wie jy glo? Ons geloof is sterk omdat Jesus sterk is. Selfs 'n klein stukkie glo en vertrou van ons kant af, wat ons help om Jesus raak te sien in ons lewe, kan ons ook help groot dinge doen. Amper soos Petrus wat op die water loop. Ons gaan nie noodwendig almal letterlik op water loop nie, maar ons gaan Jesus se liefde op wonderbaarlike maniere kan beleef en kan uitleef. Hierdie stuk uit Hebreërs verduidelik dat geloof is om dit te vas te hou daaraan aan dit wat ons nie sien nie en wat nog nie gebeur het nie. Dat dit waar is en gaan gebeur. Dit is soms moeilik. Ons mag dalk dikwels twyfel. Dit is oukei. Wanneer ons twyfel, het ons mos juis geloof nodig en die Heilige Gees is gretig om ons te help. Selfs geloof so groot soos 'n piepklein mosterdsaadjie help ons om raak te sien wat God doen en hy lei ons om dit saam met hom te doen en om die lewe voluit saam met hom te leef. Hier is vandag 'n oefening wat jy kan doen as dit moeilik is om te glo en te vertrou. Hou 'n klein saadjie in jou hand vas om te onthou dat selfs net 'n bietjie geloof ons help om ons oë op Jesus te hou. Druk die saadjie styf in jou vuis toe. Bid nou hierdie gebed 3 keer. Heilige Gees, leer my vertrou. Jesus, my geloof is sterk want U is sterk. Amen. Heilige Gees, leer my vertrou. Jesus, my geloof is sterk want U is sterk. Amen. Heilige Gees, leer my vertrou. Jesus, my geloof is sterk want U is sterk. Amen. Dis so lekker om die Here te dien. 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 Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so lekker. Dis so lekker om die Here te dien. Dis so swaar om jou laste te dra. 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 Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Dis so swaar. Dis so swaar om jou laste te dra. Maar dis so lekker.